Baie welkom vanaand saam met ons op die 11de Desember 2025 op huisgodsdienst. Dit is nou 7uur, so ons gee net gou 'n bietjie kans vir mense om in te skakel. Maar ja, baie welkom. Ons gee net so 'n bietjie gou geleentheid vir mense om in te skakel, op te klim. Ag, ek wil jou vra om asseblief die video te deel en vir mense te bid. Moet nooit ophou bid vir mense nie. Goeienaand, Nou Limits Gesinskerk. Hallo Wendy, baie dankie, getrouheid. Wendy, jy kan van vanaand af as jy afhoor vir die res van die jaar. Jy kan eers weer volgende jaar terugkom, so jy kan 'n sabbatsjaar van. Jy moet Januarie terugkom. Hallo John, goeienaand, hoe gaan het met jou en Freddy daar? Daar sê, hier begin die mense nou op te klim. Ek gaan hom net sommer so 'n bietjie opsit, daar sê. O, gatapatata, nou wat het ek nou gemaak? Nou is ek sommer, daar is ek nou weer ligter. Goeienaand, Annelie Marie, hoe gaan het met jou en jou ma? Hallo Annie, daar sê, goeienaand, hoe gaan het met julle? Hallo Lorika, Johanita. Daar begin die mensies nou op te klim. Ag, ek is sommer so bly, julle is nou op. En baie dankie dat julle ook die live gaan share met almal. Yes, so ons gaan nou vanaand sommer net so 'n bietjie gesels oor 'n lekker interessante onderwerp. Maar voordat ek oorgaan soontoe en ons die Here dank en nog mense groet, wil ek maar net vir elkeen sê baie dankie vir elke een se bydra en julle bemoedigende woord met die afsterwe van my pa. Ons mis hom al klaar baie, ja, so, en sy nagedagtenis sal voortgaan. Hallo JP, en ja, so vir elke een se bydra se boodskap wat ons bemoedig en gestig het en ons vertroos het en vir ons gebid het, baie dankie. Ek sê dit vanaand van ons de Beer se kant af, as ek dalk miskien vergeet het of jou nie teruggeantwoord het net nie, dis regtig nie met 'n moedswilligheid of iets nie, dis nie ek nie. Ek wil maar net vir julle sê baie dankie. Hallo Esther, baie welkom vir jou en tuis. Hallo julle. So, dit is lekkere voorreg om vanaand saam met julle te wees en met julle te praat. En dan is dit ons laaste uitsending vir 2025 en ek wens almal 'n geseënde feestyd toe en 'n lekker rus. Gaan vind jou rus in die Here. Gaan rus lekker, wees veilig. En ek wil nou juis vanaand gou met jou praat oor wanneer jy terugval, kry die duiwel die wenkant. So, moet nou nie in hierdie feestyd jy weet, heeltemal van die Here vergeet of terugval of nie by die Here uitkom nie. Dit is ook nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. So, ek wil maar jou net vanaand met dit bemoedig. Ek wil net vanaand vir jou sê, onthou net dat die Here altyd, hallo getry daar, saam met julle daar sal wees. Man, ja, en dan sien ons mekaar in 2026 vir die wat dan nou weggaan, gaan geniet dit. Nou Limits trek 'n nuwe baadjie aan. Ons het ongelooflike opgewondenheid in ons hart met nuwe lekker sake wat ons vorendag gaan hê, met dinge wat ons gaan doen. Goed gaan verander, heel wat lekker in die teenwoordigheid van die Here. Ons hoor by die Here en ons weet wat die Here vir ons gaan doen en so aan. So ja, ons sien uit, ons het 'n wonderlike span, nuwe mense wat inkom. Ja, ek is opgewonde vir 2026 in die teenwoordigheid van die Here en Nou Limits, en ons weet sommer dat die Here se getroue dienaars ook saam sal wees. Nou goed, ons vra die Here dan vanaand die woord te seën. Hallo Wendy Ann, hallo daar Fred, en mag die Here ook vanaand hierdie woord vanaand seën en ook bydra hê. Jy weet, ek wil vanaand vir jou iets sê, die woord van die Here kom nooit ledig terug nie. Sy woord is betroubaar, sy woord is 'n tweesnydende swaard. En dit wat ons in die Bybel kry, en dit wat ons uit die Bybel uit leer, en dit wat die Here vir ons op ons hart druk, die Heilige Gees vir ons leer, en sekere goed wat ons moet doen, en ja, alles in ons vermoë doen, om elke siel by die Here uit te kry, en om vir elke siel wat kosbaar is vir God, vir elke mens, is 'n siel kosbaar vir die Here. So daarom is dit vanaand, hallo Rita, wil ek met jou praat oor, wanneer jy terugval, kry die duiwel die wenkant. Nou, kom ek verduidelik gou vir jou, kom ons vra sommer die vraag, en ons kry hierdie ding, en baie mense sal sê, maar hoe weet ek,
ek het teruggeval. Wat is terugval? Die Engels het 'n ander woord, hy sê backslide. Wat beteken dit? En ek wil vanaand dit gou vir jou so kortliks verduidelik. Dit is 'n seisoen van toenemende sonde en afnemende gehoorsaamheid. So jy moet dit vanaand gou net in perspektief kry. So wat beteken hierdie dan nou vanaand? Jy verloor belangstelling in God. Jy vergaan van God af, heeltemal. Die woord beskryf dit in 'n ander manier, maar as as 'n ou bietjie gaan kyk wat die Griekse skrifte vir dit sê, dan gaan dit vir jou eintlik sê dat jy 'n toenemende sonde is en 'n afnemende gehoorsaamheid. So met ander woorde, jy koud geword. Jy het heeltemal koud geword. En die woord sê dit, was ek maar warm of koud, maar die wat lou is. So, en dit is die wonderlik, want as 'n mens dink aan koudheid, dan dink jy, maar okay, ek sal nie weer by die Here uitkom nie. Lou en warm is nog so in between, dis nog, of jy is lekker warm vir die Here, en lou is nog, maar nee, maar die Here kom en dan sê, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uit braak. Dis wat die oorspronklike teks beteken. So, en dit beteken ook dat baie mense wegdraai van Christus af. Ons verloor Christus uit die oog uit. Hallo Erik, hallo my mater, as gevolg van ons sondes en ons ongeloof. En ek dink so baie van ons kan ons eie getuie skryf, en ons kan ons self uitleef uit hierdie gedeelte uit. Jy weet, as jy so met die Here kom, begin goed van selfsprekend raak, en 'n mens begin so bietjie veragter, en jy vergaan van God af, en jy begin partykeer dinge in jouself doen. Ek het nou die aand het ek gepraat oor wanneer goed uit rebellie gebore is, kan God nie seën nie. Dis skrif. Dis nie wat ek sê nie, dis skrif. En dit is wat ek vanaand vir jou wil sê, is dat Satan kom en hy lieg. En dan word 'n mens moedeloos en jy word swak. Gaan kyk 'n bietjie. Die teenoorgestelde van groei. Daar sê JP kom en dan sê eerlik hier vanaand, ongelukkig is dit waar ek is heeltemal koud vanaf God. Maar JP, moenie weggaan nie, jy gaan luister vanaand, en ek bid dat die Here jou vanaand in hierdie woord sal seën en bemoedig. Die teenoorgestelde van groei, want as 'n mens gaan kyk, ek sê altyd, meet jouself in 'n jaar, en as jy is waar jy is, of as jy veragter het, of vergaan het in God in 'n jaar se tyd, dan kom jy mos nou vanaand, en jy kyk vir jouself in die spieël, en jy beleef die teenoorgestelde van groei. Want wanneer ons in Christus is, wanneer ons warm is, dan groei ons in Christus. Dan word ons volwasse in Christus. Paulus skryf dit. En weet jy wat, kan ek vanaand vir jou iets sê? Omdat ons as mens baie kere gesondig het, en baie mense sondig, en hulle bekeer nie van hulle dade nie, hulle gaan nog steeds aan. En daarom wil ek gou vanaand vir jou 'n skrif lees. Ek wil vir jou lees uit Spreuke 14. En ek wil vir jou daar lees 3 enkele verse. Spreuke 14 vanaf vers 12 sê hy vir ons: daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Hoor wat sê hy. En dan ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so blydskap is bekommernis. En dan skryf hy vir ons hierdie pragtige gedeelte in vers 14. Dan sê hy, die teruggevalle van hart sal versadig word van sy eie wee. Hoor wat sê hy. En 'n goeie mens sal tevrede wees met homself. Nou die 53 sê, uit sy eie wandel word die verkeerde van hart versadig. Hoor baie mooi. Maar die goeie man uit syne. Daar is geen, mense, hoor mooi wat ek vanaand vir jou sê, daar is geen beloning van God in terugval nie. Daar is geen beloning nie. Ek wil vanaand vir jou sê, weet jy wat, kom terug na God toe. Laat ek dit vanaand vir jou op 'n baie regheid en eerlike manier sê. Daar is geen beloning nie. Al sê jy ek glo in Jesus Christus, 100% reg. Maar dis nie wat God se wil is vir jou lewe nie. Dis nie vyand se wil. Hy wil jou wegvat van die Here af. Hy wil jou laat ondergaan. Hy wil kom steel, slag en verwoes. Maar dis nie 'n seën vir God nie. Daar is geen beloning as jy die heeltyd terugval of jy's teruggeval en jy maak daarmee vrede nie. Daar's baie verskonings. Daar's baie verskonings onder mense hoekom hierdie goed gebeur. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Wanneer iemand dan terugval of backslide in hulle Christendom, met ander woorde, hulle geloofslewe laat verslap of heeltemal net wegdryf,
kan dit 'n baie groot emosionele en geestelike. En weet jy wat, kan ek vanaand gou vir jou iets sê, selfs op 'n sosiale vlak 'n diep impak hê op jou lewe. Gaan kyk 'n bietjie, gaan wees maar eerlik met jouself. Baie mense, meerderheid van die mense, voel skuldig omdat hulle weet, hoor gou mooi, hulle leef nie meer volgens die oortuigings van dit wat God wil hê hulle moet inlewe nie. So hulle beginsels is heeltemal anders. En dis wat Spreuke vir ons hier sê. Dis wat Spreuke hier leer. Hy sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar dit is nie reg nie. Dit lyk vir die mens reg. Die vyand kom vertel vir jou 'n leuen. Hy kom vertel vir jou dat dit reg lyk, maar dit is nie reg nie. En daarom voel baie mense skuldig. En daarom leef hulle nie meer volgens hulle oortuigings nie. Die mooi Afrikaanse uitdrukking daarvan is dat Gods water maar oor Gods akker loop, en dit is wat die mense doen. Weet jy wat, ek kom dit agter en 'n mens kan dit sien, hierdie einste mense ervaar, of hulle ervaar dikwels dat hulle gebed, hulle Bybel lees, of selfs hulle kerkbywoning, nie natuurlik of betekenisvol voel nie. Jy kan maar gaan kyk, baie mense sê, as ek bid, dan bid ek teen 'n ceiling vas, as ek of 'n plafon vas. Dit voel net of die Here nie my gebede beantwoord nie. Dit voel net asof die Here nie daar is nie. Waar is God dan tog? So hulle het hierdie betekenisvolle impak of hierdie oortuigings waarin hulle eens op 'n stadium in geglo het hulle heeltemal verloor. So dis jou teken dat jy iewers 'n bietjie gebackslide het. Dis iewers waar jy gekom het en jy het 'n bietjie veragter, jy het agter geraak. Jy het teruggegaan. En daarom voel dit so, en daarom redeneer jy heeltemal anders. Jy kyk nie meer soos wat jy vroeër gekyk het na sekere goed nie. So jy begin dan, jou oortuigings is nie meer later goddelike en geestelike inspirasie of geestelike oortuigings nie. Dis meer dat 'n mens fout soek in die kerk en by Christene en by kinders van die Here en in omstandighede, in musiek. Ek het nie van hierdie musiek gehou Sondag nie, ek het nie van die preek gehou Sondag nie, ek het nie van die ene gehou nie. So daar is derentyd heeltyd hierdie afwyking van verskonings wat hulle het om hulle self te regverdig. En weet jy wat, kan ek gou vanaand ook vir jou iets sê, omdat die verhouding met God sentraal was, omdat jou verhouding dan met God sentraal was, kom ons noem dit sommer so, kan 'n mens baie keer hierdie gevoel kry van rigtingloosheid. Jy ervaar dit en is vervaag en dit kom in jou lewe voor. Jy weet nie watter kant toe nie, jy het nie rigting nie, jy het nie motivering nie, jy is nie opgewonde nie, jy is nie positief nie. As ek dit vir jou beter kan stel, daar is 'n leegheid, daar is 'n leemte in jou lewe. Daar is 'n leemte in jou familie se lewe, daar's 'n leemte in jou huishouding. En 'n mens kom nie by hierdie goed uit nie. En dan kom 'n mens agter, maar weet jy wat? Daar is 'n verandering in gedrag. En wanneer 'n mens die gees van onderskeid het, dan sien 'n mens dit, 'n mens kom dit baie gou agter. Weet jy wat, kan ek gou vir jou iets sê, dat baie van hierdie mense wat terugval, wat backslide of gebackslide het, hulle val terug in hulle ou sondes of in hulle verslawing. Ek het 'n baie goeie vriend en ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar ek kan sy storie vertel en ek kan sy dinge doen, is dat, jy weet, selfs jou beste vriende, jou goeie vriende, wat naby jou is, wat weet die diepte van die Here en die krag van God, en dan gaan hulle en dan vang hulle nonsens aan, en hulle kry dit reg en jy's op hulle. Maar weet jy wat, 'n mens is net gemaak om in jou eie krag soveel dinge te kan doen, maar 'n mens hou nooit op bid vir hulle nie, want omdat jy nie opgehou bid het vir hulle nie, kom hulle weer terug, en hulle kom, die verdwaalde skape kom maar weer terug, want hulle hoor en hulle ken die stem van die herder. En dit is vir my so belangrik, dit is iets wat 'n mens altyd moet verstaan. Hoe praat God met jou? Deur wat praat God met jou? Deur wat 'n manier praat God met jou? Deur die natuur, deur mense, deur skrifgedeeltes, deur iets. Aanhoudend kry jy hierdie gedagtes hoe God met jou praat. En dit is so. En dis as gevolg, en dit is deur omdat mense aanhou bid vir jou. Daar is krag in gebed. Hierdie mense wat teruggeval het in hulle sondes, in hulle verslawing, dan kom hy en dan praat hy met jou, dan bel hy jou en hy praat en hy's daar. En ek dank die Here vandag dat daai vriend van my weer terug is in die kerk. Hy sit weer in die kerk. Weet jy wat, baie van hulle gaan, dan wip hulle.
Hulle wip letterlik hulle self, hulle pomp hulle kuite op, hulle raak en hulle wip hulle gatte vir enige ding. En hulle gaan maar net mal, en dit is maar wat gebeur. En dit is so, kom ons noem dit maar sommer reguit so. Dan begin hulle na kerke toe te spring. Dan kom hulle agter, maar weet jy wat, ek is 'n rebel. Dis nie wat God wil hê nie. God het nie gesê ek moet dit doen nie. God het nie gesê dis wat ek nie, dit is wat ek gedoen het as mens. Ek het hierdie tipe goed gedoen. Dis nie wat God gedoen het nie. En daarom moet ek vanaand vir jou sê, weet jy wat, wanneer mens baie kere oor 'n saak nadink, of oor jou lewe nadink, dan moet jy begin op 'n plek kom waar jy stil raak voor God en in God raak. Hierdie einste mense kom, en soos ek nou gesê het, en hulle trek heeltemal weg van kerk en Bybelstudies, of hulle los hulle gelowige vriende, mense wat hulle inspireer. En weet jy wat, ek wil iets sê vanaand, en ek wil hiermee afsluit. Ek wil nie baie van jou tyd vat vanaand nie. Ek wil net vir jou sê dat, as jy gebackslide het, voordat ek iets sê, ek wil net gou hier lees, hier sê Wendy in 'n comment, Wendy gee my, ek wil vanaand, dankie dat julle deel is en saam praat. Die amens lees ek baie vinnig, maar as iemand lekker lang skryf, wil ek dit lees. Ja, dat is gewoonlik so met verslaafdes wat terugval, dan voel hulle skuldig voor God. Mens moet aanhou, amen, dis halleluja, dis dit. Hallo Maria, daar sê my nou, hoe gaan dit? En ek dink dit is so, en want hulle soek iets, en ons as disippels, weet jy, kan ek gou vir jou iets sê, Matteus 28:19 gaan, dan sê hy, gaan maak disippels van alle mense, leer hulle. En daai is belangrik, dat jy as 'n diensknegt, en ons diensknegte volgende jaar, gaan ongelooflik lekker kursusse kry, en ons gaan mekaar opbeer, en ons gaan mekaar dinge doen, en baie saam bid, is as 'n diensknegt om uit te reik na hierdie mense, om te kan sien, want dit is elke diensknegt se werk, dis elke mens se werk, om by die Here, of mense by die Here uit te kry. Mense wat jy sien, mense wat die Here op jou hart lê, die oortuiging van dit wat mense doen. Hallo Santi, hallo Sanet, en dis vir my belangrik, hoor wat sê hierdie vers, dankie, daar sit Wendy op, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan moet jy gehoor wat sê hy, dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daarin is die konteks, en leer hulle om alles te onderhou. So as jy 'n teruggevalle kind sien, of jy sien iemand wat nie gelukkig is nie, moet jy seker maak, as 'n diensknegt, om by daardie skaap uit te kom, en by hulle te praat, en met hulle te praat, en in hulle lewe 'n druk te sit van wie Jesus Christus is. Dis ons werk. Dis wat God wil hê ons moet doen. Elke mens, elke diensknegt, elke gemeentelid, elke mens wat in die kerk is, het 'n werk om te doen. Hierdie werk is nie net aan sekere mense uitgegee nie. Hierdie werk is gegee, hallo Leandra, hierdie werk is gegee vir elke liewe mens wat aan Christus glo, in 'n verhouding te kan hê daarmee. Nou goed, kom ek gaan aan. As jy nou teruggeval het, of jy het gebackslide, hierdie woordjie terugval, of backslide, beteken nie dat God haat jou, of jou verlaat het nie. Dit beteken glad nie dit nie. Ek wil hê jy moet dit baie mooi verstaan. Dit beteken nie dat God jou verlaat het en jou een kant toe gestoot het, want hy gee ons 'n belofte, hy gee vir ons in die woord van Hebreërs 'n belofte. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. En baie mense sê dit, ek het juis hierdie ingebring vanaand, omdat mense dit sê, hulle sê dat, maar God haat my, God is nie lief vir my nie. Hoekom het God my gelos? Nee, God, dit beteken nie as jy teruggeval het, of gebackslide het, dat God jou haat nie, of dat hy jou verlaat het nie. Nee, weet jy wat, kom ek gaan wys vir jou 'n skrif daardeur, en ek wil vir jou graag wys uit die boek van Jeremia 3, as Wendy hom gou kan opsit daar, so Jeremia 3, en ons gaan lees uit die 22ste vers, ek wil hom net gou kry, hierso. En ek wil gou hê jy moet iets hoor hierso, selfs toe God se volk herhaaldelik. Mense, jy weet dit. Jy weet dit in die Ou Testament. Jy weet hoe God se volk bly met hulle uit die slawerny uitgelei. Hoe baie kere het die volk Israel herhaaldelik teruggekeer of teruggeval, en hoeveel keer moes God vir hulle gesê het, kom weer terug, dan roep hy vir Moses, en hy kry die mense en die dienaars om hulle weer terug te kry. Herhaaldelik.
'n volk wat God se werke gesien het. Want hierdie God het in die dag 'n wolkkolom gestuur, hy het vir hulle kos uit die hemel uit laat kom, in die aand het hy 'n vuurkolom gestuur om hulle lig te gee en hulle warm te hou. Hoekom sal God jou los? Gee vir my 'n skrif waar God sê dat hy jou sal los. Hoekom sal God jou haat? Jy sê, nee, God haat nie mense nie, hy haat die sonde, natuurlik. God se toorn is op die mens, omdat die mens sonde het, Wendy. En daarom, die oomblik as jy bekeer, die oomblik as jy Jesus Christus erken as jou saligmaker, en jy breek van daardie sonde af, gaan God se toorn van jou aflig. Dan sien jy die hand, die seën, die hart van God, wie God is. Maar goed, hoor gou hierso, wat sê Jeremia 3 vers 22. Hy sê, keer terug, o afkeerige kinders. Hoor daar, hier spreek hy sy volk aan. En hy, wat sê hy daar? Hulle het afgekeer, hulle het teruggeval. Hy sê, so keer terug, o afkeerige kinders, ek sal julle afkeerighede genees. Daar sê hy. Hoor wat sê hy? Hier is ons kom na u toe, want u is die Here, onse God. Dis al wat jy moet doen vanaand. As jy teruggeval het, of as jy afgekeer het, is eintlik 'n mooi woord, afgekeer, of afkeerige. As jy afgekeer is, as jy teruggeval het, soos die volk, beteken dit nie dat jou redding net so maklik gekansel word nie. Nee, nou moet jy van voor af begin nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. En ek wil vanaand vir jou skrif wys ook in die Nuwe Testament, want baie mense redeneer mos met my as Ou Testament. Kyk wat sê Johannes 10. Ek wil gou vir jou lees Johannes 10 vers 28 en 29. Hoor wat sê hy hierso. En ek, hierso praat Jesus, hy sê dit vir ons, en ek, hoor gou, gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Maar die Here hou jou in die holte van sy hand. Niemand sal jou uit die hand van die Here ruk nie. Jesus sê dit, dis hierdie belofte wat hy vir ons gee. Ag, dis net amazing, dis baie mooi. Weet jy wat, in die Nuwe Testament word God se genade beskryf as hierdie stewige en standvastigheid wat in 'n mens se lewe 'n afdruk maak. En waarvan ons deel is 70 jaar na Christus. Is ons deel van die Nuwe Testamentiese kerk, is ons deel van hierdie Jesus Christus. Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Hy verklaar hierdie, hy gee dit as 'n ewige belofte aan ons. En hy kom in die Nuwe Testament, dan sê hy, weet jy wat, dis die genade wat ek jou gee. Ek beskryf dit as stewig en standvastig uit hierdie vers uit. Hy sê, my skape luister na my stem in vers 27, en ken hulle en hulle volg my. Hoor mooi. Dis wat jy moet doen, jy moet luister na die stem van die Here. Backsliding beteken nie 'n mens is klaar. Om terug te val beteken dit nie dat jy moet opgee nie. Dawid sê dit, al is ek in 'n dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie. En dit is wat ek en jy as mens moet verstaan. Dit beteken nie jy is klaar nie. Mens, hoor mooi, hoor gou mooi. Dit beteken net iemand het begin wegdryf. Maar God roep ons altyd terug. Weet jy, kan ek gou vanaand vir jou iets sê van God? God se hart is herstel. Nie verwerping nie. Nie verwerping nie. God herstel, hy is iemand vir restituisie, hy herstel huwelike, hy herstel verhoudings, hy herstel die wat gebackslide het, wat teruggeval het, net soos hy oor die jare gedoen het, tot en met waar ons is vandag, doen hy nog steeds dieselfde. Dieselfde, dis wat God doen. Kan ek gou vanaand jou bemoedig om vir jou te sê, weet jy wat? Kom terug. Ek vra jou mooi, ek smeek vanaand, ek pleit dit by jou. Ek roep dit. En as ek enige iets aan jou gedoen het of gesê het wat jou aanstoot gegee het, vra ek groot en nederig om verskoning. Maar ek wil vanaand vir jou net vra, kom terug. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor die mens nie. Dit gaan oor God. En weet jy wat God sê dit vanaand vir jou? Hy gee vir jou 'n woord en ek sluit hiermee af. Hy sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. God nader jou, nader ons, of hy gee vir ons
'n kans, want hy is nog hierdie lankmoedige, barmhartige God. En terwyl ek en jy nog elke dag 'n kans het om diensbaar te wees vir die Here, moet ek en jy hierdie geleentheid aangryp. Hallo Tannie Marlene, hoe gaan dit daar met julle? So ek wil net vanaand vir jou sê, God herstel. God se hart is herstel, nie verwerping nie. Die mens verwerp jou. Mense verwerp jou. God verwerp jou nie. Die mens verwerp jou. Weet jy wat? My en jou werkers, wat ons baie kere sukkel om te doen. Baie mense sukkel om dit te doen. Om te vergewe, om vry te spreek en net te laat gaan. Dis nie vir my, ek is eerlik, dis nie vir my 'n probleem nie. Ek het al oor jare geleer om dit te doen, om dit wat God te wil, om God te behaag is dit wat 'n mens doen. Want ek gaan nie ander mense se rebellie of ander mense se goed op my lewe vat nie. Ek maak los, ek maak vry. Ek's eerlik. Leandra sê ek bid vir jou. Ek bid vir my naps, ek het dit nodig. Ek bid vir jou, Leandra. Mag die Here jou hart hoor vanaand en jou behoefte, mag hy dit vanaand so vir jou gee. Ja, so daar is dit weer nie. Nader tot God en hy sal julle, daar uit Jakobus uit, sal julle nader, reinig die hande, julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartig is. Dit is so. God praat so direk met ek en jou vanaand. Ek wil jou 'n geseënde feestyd toewens en ek sê dit weer vanaand vir jou. Moenie Sondag vergeet nie. Sondag is ons dankbaarheidsdiens. Dankbaarheid beteken dat jy jou dankbaarheid en jou dankoffer in 'n koevertjie sit en jy bring dit. Hier's myne nou geskrewe en jy sit dit. En ons bid natuurlik daaroor. Ons bid daaroor. Die Here sien die hart en dit gaan nie, jy sit nie jou naam nie, asseblief moenie jou naam daarby sit nie. Dis 'n saak tussen jou en God. En as 'n mens tog, Lin, bid vir jou ook, bid vir julle ook as 'n familie, regtig bid vir julle regtig, mag die Here julle ook in julle behoeftes en julle gebede. Ek wil net vir julle sê vanaand, Leandra en Lin, julle wat sê, ek voel nou die Here druk dit op my hart waar hy sê, weet jy, daar sê die Janita ook, ons bid, dat julle gebede, julle smeekinge, in almoes voor die Here gekom het. En dit is waaroor dit gaan, is in ons omstandighede, en daarom moet jy nie Sondag mis nie. Dit gaan nie, jy kan jou koevertjie, as jy nou op vakansie is, jou dankoffer, dit gaan nie daaroor nie. Maar weet jy wat, kom ek verduidelik jou gou iets net, oor hoe dankoffer werk, en hoe die Here 'n dankbare hart, of 'n dankbare mens lief het, ongeag van jou omstandighede. Ek wil nou nie veel van my preek weggee nie, maar jy gaan dit nou hoor. En ek is nou nog nie ingebid in elk geval ook nie, so ek wil nog bid baie oor dit. En dat die Here dit sal doen, want dis deel van ons grootste getuies, is dat ons dit sal doen deur gebed en smeking met danksegging, om dankie te sê, nie aanhoudend te vra nie. Die Here het jou mos gehoor, man. Die Here is mos nie hierdie moeswillige God wat jou nie gaan hoor nie. As jy hom iets gevra het, moet jy begin om hom te dank. Smeek hom. Jy het mos nou gesmeek by die Here. Nou moet jy die Here begin dank. Registrasies is oop vir die Bybelskool. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, as jy nog nie Bybelskool gedoen het nie, is dit die jaar vir jou om Bybelskool te loop. Mense, jy sal nie 'n dag spyt wees nie. Jou kennis verbreed, jou liefde vir die Here, jou uitreikings, jou maniere, die opbou van dit, tot die gemeente, die pastoraat van dit, die manier van hoe jy goed uitbeeld, en jou diensnag, en jou diensbaarheid, en jou manier net van dink verander. Hoor gou wat ek vanaand vir jou sê. So ja, Sondag 14de is ons dankbaarheidsdiens. Jy sit jou dankoffer in 'n koevertjie, jy bring dit in, kom sê net vir die Here dankie. Wat het die Here? Ek kan jou vra, en ek dink jy kan so baie dinge sal, al was 25 was my baie moeilike jare, ek gaan vir jou eerlik sê, maar weet jy wat, dis nie waarna ek vashou nie. Ek hou nie vas aan die moeilikheid nie, ek hou vas aan die dankbaarheid, aan dit wat die Here gedoen het, want die Here het 'n weg oopgemaak, hy het alles gedoen wat hy moes doen vir ons. So daarom wil ek vir jou sê vandag, luister gou mooi.
Jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. As jou hart verander en jy begin dankbaarheid wys teenoor God, gaan jy sien hoe jou lewe gaan verander. En dit profeteer ek. Dis ek nie bang nie, want dis skrif. Ek profeteer die skrif. Ek profeteer nie valsheid nie. Ek profeteer nie goed nie. Ek profeteer die waarheid. Ek profeteer vanaand dit wat die skrif sê. Ja, Jesus is liefde. Maar moenie 'n misbruik maak van Jesus se liefde nie. Die liefde is nie 'n versoeningsdeksel vir sonde nie. En nou het jy gehoor, as jy gebackslide het, as jy teruggeval het, kom terug by God. Stop nou jou nonsens. Wil ek sommer vanaand vir jou sê, stop jou nonsens. Jy's nou van hier af net moedswillig. So jy het 'n keuse en elke een gaan verantwoordelik gehou word vir sy keuse wanneer jy voor die groot regter staan. Daar gaan 'n tyd kom, luister gou mooi, wanneer ons die koning van die konings in die oë kyk. En dis vir my mooi, dit troos my. Dis die eerste ding ook wat ek die Sondag gesê het toe my pa weg is. Hy kyk nou die koning van die konings in die oë. Wat 'n dag, what a day sal dit nie wees nie. En dis vir my mooi. En dan het ons nog, ek weet nie, ons sal Sondag afkondig, dan het ons nog 'n diens, dan ou Kersdag en dan het ons oujaarsdag, het ons weer 'n diens. Mag die Here julle seën en moenie by die huis bly Sondag nie. Kom, al kom jy net met 'n dankbare hart, al het jy nie iets om te gee nie, dit gaan nie daaroor nie, maar daar is mense wat gee. Vertrou die Here en wees dankbaar. Die Here seën.